Baie welkom by Suiderparel Gemeente. Hier leef ons vir Christus, mekaar en ander. Hierdie naweek wat kom, het ons gebedsnaweek, die 23ste tot die 25ste Mei, en die Vrydagoggend 8uur skop ons gebedsketting in die gebedskamer af, en dit gaan aan tot en met Sondag aand 8uur. Daar's ook 'n klomp ander dinge wat deur die loop van die naweek gebeur. Die Vrydagoggend 10:30 het ons 'n klassieke erediens, tradisionele erediens in die kerk, en dan het ons die Sondagoggend vroeg 7uur 'n stap, 'n gebedsstap, en ons het ook dan 'n erediens saam met die Viva Cantare koor om 8:30 die Sondag, en dan die aand 6uur het ons 'n aanddiens wat ook 'n lofsang, praise and worship erediens is, en almal is welkom. Kom wees betrokke met hierdie gebedsnaweek. Deur die loop van die gebedsnaweek gaan daar ook 'n aanlyn gebedsuur wees wat ons die tye en details sal deurgee. So hou asseblief die WhatsApp groepe dop. Die 29ste Mei is dit Hemelvaart en ons herinner julle dat daar erediens ook daardie aand gaan wees. Ons hoop om jou daar te sien. Die 8ste tot die 11de Junie is ons Pinkster saam met Prof Stefan Joubert, en ons sien sommer baie uit na hierdie jaar se Pinkster. As jy kan help met sop en brood, kontak asseblief die kerkkantoor. Ons het sommer 'n klomp mense nodig om te help dat ons lekker kan saamkuier na afloop van die geleenthede. Die 18de Junie is weer ons wynveiling en ons sien sommer baie uit na hierdie dag. As jy dalk nog 'n lot het om te skenk of jy het gedink aan 'n lot en nog nooit die kerkkantoor gekontak nie, asseblief doen dit so gou as moontlik dat ons weet wat ons het om mee te werk. Ons waardeer regtig elkeen se bydrae vir hierdie jaar se wynveiling. Ons herinner julle ook aan ons aanddienste wat weer aan die gang is. 6uur, Sondae-aande het ons aanddienste en almal is welkom. Laastens wil ek vra, ons dink so 'n bietjie daaroor om 'n tipe van 'n sekuriteitsbediening te begin, om Sondae rondom die kerk bietjie rond te loop en net seker te maak dat niemand aan die karring nie. So as dit dalk iets is wat jy belangstel, as ons dalk 'n groep van 16 mans kan kry wat vier elke Sondag, dat jy so elke 4de Sondag betrokke is en jou diens doen, sal dit wonderlik wees. So as dit iets is wat jy aan belangstel, asseblief gesels met die kerkkantoor of gesels met een van die predikante. Geniet vandag se erediens. Goeiedag. Dit is lekker om met julle te gesels vandag. Welkom by Suiderparel se aanlyn eredienste of sommer net die aanlyn lekker saamkuier. Ek hoop daar waar jy is vandag, kan jy die geleentheid kry om saam te bid. As jy bestuur, asseblief moenie jou oë toemaak nie. Maar kom ons bid saam voordat ons vandag bietjie kyk wat die skrif vir ons inhou. Here, baie dankie dat ons die geleentheid het om by mekaar te sit, om stil te raak by U, Here. Dankie vir U liefde, vir U goedheid, vir U godheid. Dankie dat U die hoof van die liggaam is en nie ons nie, Here. Dankie dat U God is. Here, seën ons in ons luister, in ons naïwiteit en baie keer in ons selfsug, dat ons anders sal dink oor die manier wat ons omgaan met mekaar, die manier wat ons omgaan met mense, en ook die manier wat ons omgaan met die skrif. So seën ons vandag, as ons die skrif oopmaak, en bietjie indelf. Here, maar maak ons harte ook rustig, as dit kom by dinge wat nie vir ons altyd so maklik is om te hoor nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dis my voorreg om met julle te kan gesels, en ek wil graag sommer met die deur in die huis val, en sê, vandag se tema is, want Jesus. Ek dink dis een van die moeilikste goed om te antwoord, is as iemand vir jou vra, maar wat is jou doel op aarde, en hoekom is jy geskep? En ek wil graag hê, jy moet, deur die loop van hierdie video, moet jy asseblief in jou kop in die agtergrond hou, maar vir wat, en vir wie, en hoekom is ek hier? Nou, ek praat van jou daar, waar jy sit, nie van my noodwendig nie, maar ek praat van myself ook, maar vir wat, hoekom, en vir wie is jy hier? Jy sien, Paulus help ons verskriklik goed hiermee. Daar's 'n paar lesse wat ek by Paulus geleer het, en ek dink, as jy tyd het, kan jy gerus bietjie Handelinge 17 gaan lees, om te sien, hoe som jy die evangelie op in 'n kwessie van 'n paar vrae. Ek dink daar's 'n stuk, soos die Engels sal sê, 'n skill set, wat saam met dit gaan. En ek dink die antwoord lê eintlik daarby, by hoe beter jy die skrif ken, hoe makliker is dit om 'n antwoord te gee van die hoop wat in jou leef, ook soos wat Paulus vir ons vra in 1 Petrus. Nou vandag wil ek graag met julle gesels oor Kolossense, en ons gaan so 'n paar weke oor Kolossense gesels. Ons is op 'n interessante tyd, ons is net deur die kruisiging, ons is op 'n interessante tyd in die jaar, in die kerklike jaar, ons is deur die kruisiging, ons is deur die opstanding, maar ons is so nog nie by die fase van die uitstorting van die Heilige Gees nie. So ons is in hierdie tussenfase, en daar is al baie oor dit gesê en baie oor dit geskryf, en ek wil vandag eintlik uitkom by iets wat
eie is aan ons gemeente se DNA. Ons gemeente se lees is vir Christus, mekaar en ander. En vandag se tema is juist dit. Dis weer 'n vir Christus tema, maar dit is 'n vir Christus tema omdat Christus. Paulus skryf in Kolossense 'n brief vir 'n gehoor wat hy eintlik bekommerd oor is. Hy is bekommerd oor hierdie gehoor omdat daar dwaalleringe tussen hulle is, wat bietjie later in die brief na vore kom, maar hy skryf ook vir 'n gehoor wat amper bietjie op twee stoele sit. Daar's 'n klomp Romeine, ouens wat amper meer liberaal is, en aan die een kant so bietjie anders dink oor goeters, baie filosofies is, en daar's 'n groep mense wat ook soos die Jode wat baie meer wetties ingesteld is en baie meer oudmodies is. En wat hy agterkom is die ouens sukkel hier en daar met 'n paar beginsels rondom die evangelie wat hulle half hier en daar aan hulle eie wil kerf en amper hulle eie storie wil maak. Jy sien die gevaar wat ons almal insit vandag is dat ons baie keer in 'n wêreld beweeg wat so egosentries is, so selfvoldaan is. En ons baie keer ingesluk raak daarbey. Iets wat ek die afgelope tyd baie besef is dat die stoïsme, die stoïcism, verskriklik toeneem. Ek is mal oor gesegdes van die groot stoïcs. Dis my baie goed om dit te lees, is my baie mooi. Maar die gevaar kom maar in dat 'n groot deel van ons samelewing begin al hoe meer aan daai tipe goed vas te hou en baie minder aan die skrif vas te hou. Wat beteken die wêreld raak 'n plek waar gelowiges op hierdie stadium meer vanuit hulle eie lewe uitleef om vir hulle self by ander te leef, maar nie vir hulle self vir ander te leef nie. En ek dink daai is 'n moeilike ding vir elkeen van ons, want ons moet na onsself kyk, ons moet omgee vir onsself, ons moet sorg vir dit wat om ons onmiddellike omgewing aangaan, maar wat van die mense daar buite? Wat vra God van ons? Jy sien 'n groot deel van dit kom in by ons skepingsdoel. As jy agterkom dat Christus Jesus vir jou gesterf het en dat God jou gemaak het, dan begin die prentjie anders te lyk. Want dan gaan dit nie net meer oor my nie, maar oor dit wat Christus deur my vir ander kan beteken. So ek wil daar begin en te sê ons gaan letterlik vandag net Kolossense 1 lees en eintlik net so 'n middeldeel van Kolossense 1, so vanaf vers 12 gaan ons na kyk. Die begin van die brief is eintlik waar hy begin om vir die mense 'n verwelkomingsbrief te gee, om te sê, yes, ons het nog nie ophou bid vir julle nie. En Paulus skryf hierdie goed uit 'n tronk uit. Ons weet hy is 'n ou wat sy beste skryfwerk gekom het uit gevangenis uit omtrent. En sommige van ons ook maar baie keer gevange, nie fisies nie, maar ons ook maar gevange. Maar Paulus kom help ons dink oor 'n manier van hoe om te kyk na die liggaam van Christus. Jy sien, is baie maklik om te stop by ek is deel van die liggaam van Christus en daar's die prentjie voltooi. Die probleem kom in, ons moet begin dink oor die lewe om ons, elke dag, elke minuut, elke uur, is presies dit wat God van ons verwag. Dis die wêreld waarin ons leef. Ons lewe in die wêreld wat God vir ons gemaak het en deur hom is. Maar kom ons kyk wat sê die skrif. Ek lees vanaf vers 12, dis so die laaste stuk van die gebed wat Paulus vir die ouens van Kolossense het, net om net so bietjie terug te spoel en 'n bietjie meer relevant te maak. Ons kyk na Kolossense, die area as Turkye omgewing. As jy al daar was, sal jy baie hiervan gehoor het. En hy begin in vers 12, eintlik so aan die einde van die gebed sê hy, met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Paulus is geken daarvoor om te praat oor die liggaam. Ons het gesien in Romeine, ons het gesien in Efesiërs, het hy gepraat oor die liggaam, maar hy begin nou te skuif na wie is die hoof van hierdie liggaam. So die liggaam van Christus, elkeen van ons is deel van die liggaam van Christus. In Romeine staan dit so mooi, Romeine 12 vanaf vers 4 sê dit so mooi dat elkeen is verskillende deel van die liggaam. Hierdie een het hierdie doel, daai een het hierdie doel. Maar wie is die hoof van hierdie liggaam? En dan hier vanaf vers 15 gebeur die volgende. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Nou as jy in jou lewe al gewonder het wat jou doel is, hoor mooi, alles. Hier staan nie net die heersers of
net die berge of net die see nie, hier staan alles. God het alles vir hom en deur hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Vriende, een van die rustigste goed vir my, 'n wete wat ek gekry het hierdie week is om te weet, ek is deur God geskep. Vir hom. So as jy al ooit gewonder het wat jou doel is, daai is jou doel. Ons weet, ons almal wil 'n praktiese lese hê, ons wil weet, ja, Wiekus, maar wat moet ek nou doen? Die realiteit is, God het jou gemaak om 150% jouself te wees. En dit in die koninkryk te wees, vir hom. Nie vir jouself nie, vir hom. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Die vorige keer wat Paulus in Handelinge 17, so 'n paar stukke terug, 'n paar briewe terug het in Handelinge 17 toe hy vir ouens vertel dat Christus uit die dood uit opgewek is, toe lag die mense vir hom. En hy sê dit uitdruklik hier, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Vers 19 sê, God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. So ons sien die hele tyd hierdie in hom en deur hom en in hom en deur hom en Christus bly sentraal. Die lese van die kerk wat sê vir Christus, mekaar en ander, is eintlik so eenvoudig om in hierdie stuk uit te spring. Want ons is reeds deur hom, vir hom geskep. En nou lewe ons vir hom, wat reeds vir ons aan die kruis gesterf het, wat reeds vir ons sondes betaal het. Want sien, dis waar die versoening inkom, dis waar hy sê ons vir hom, deur hom versoening het. So ek weet nie waar jy is in jou lewe nie, vir my het dit bitter baie beteken hierdie week, om net weer te besef dat ek is eintlik okay. Here, ek het 'n klomp foute, daar's 'n klomp goeders wat in my lewe aangaan, en daar's 'n klomp goed wat my pla, maar ek is eintlik okay. Hoekom? Want Christus het reeds vir my die prys betaal. Christus het reeds die versoeningsprys vir my betaal. Daar's nie meer vyandskap tussen my en God nie. In die volgende stuk is dit die mooi vredesboodskap, en ek wil eintlik daarmee afsluit. Dis baie keer vir ons maklik om hierdie ding van die Jesus het vir my gesterf te verstaan, en die tieners hou daarvan sê, okay, ja, ek hoor Jesus het vir my sondes gesterf, en dis waar dit los. Maar leef ons regtig so? Ervaar jy regtig daar waar jy sit nou, dat met 'n oop hart, dat ek vir jou kan sê, hierso staan dit. God het jou gekies. Hy het sy seun aan die kruis laat sterf vir jou. Hy het alles geskep vir hom en deur hom. En jy is deel van daai alles. Mag jy vandag hoor, jy is nie 'n fout nie. Dalk moet jy vandag net weer hoor dat jy is spesiaal. En ek bedoel dit nie ligsinnig nie. Dalk moet jy vandag hoor dat Christus, Jesus, jou liefhet. En dat dit verder strek as net 'n storie of net iets wat jy hoor by die kerk. Maar dat dit so naby aan jou is soos jou asem, dat dit in jou is. Die in hom en deur hom is ons van deel. Dis soos om 'n emmer in die water te sit en onder die water in te dompel, dan is die water in die emmer, maar die emmer is ook in die water. Dis 'n bietjie van 'n breinspoel, maar dis waar ons beweeg. In hom en deur hom. En dan die vredesboodskap. Ook julle was voorheen ver van God af en vyandgesind teenoor hom. Soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Paulus kom sê vir die ouens, ek kan sien uit die manier hoe julle lewe, julle het 'n bietjie ver van Christus af geleef. Julle het nie naby aan God geleef nie. En dan kom hy met hierdie volgende boodskap. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat hy sy seun as mens gesterwe het, om julle heilig, sonder smet, onberispelik voor hom te stel. Ons verduidelik altyd vir die kinders, jy skoon gewas soos sneeu. Met die living bowl was daar die bandjies wat die wit verteenwoordig, jy skoon gewas. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is,
deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Daar is 'n stuk verantwoordelikheid wat saam met die versoening gaan. En dis dalk die skok vir my gewees. En dalk is dit vir jou ook 'n wake-up call, net soos dit vir my was, verskoon die Engels. Maar dis amper 'n koue skrik, om te sê, yes, ek is versoen met Christus, my sonde is vergewe, Jesus het vir my gesterf. En dan is daar maar, en ek wil dit graag weer lees, vers 23. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Moenie dat enige iemand dit van jou wegneem nie. Lewe vir Christus, deur dit wat hy vir ons gedoen het. Met die wete dat God jou geskep het, as deel van hy alles, in hom, deur hom, en vir hom. Een van die mooiste goed in die lewe om te besef, is om te weet dat Christus jou geroep het, om 100% jouself te wees. Mag jy vandag daar sit en besef, sjoe, maar Jesus, maar Jesus Christus het reeds vir my die prys betaal. En in hom en deur hom kan ek. Kom ons sluit die oë. Here, ons is mens en is baie keer vir ons moeilik om sekere goed te begryp en sekere goed te verstaan. Dankie dat ons vandag kan sien dat in u skrif Paulus het so mooi vir ons gee, 'n brief gee en sê, maar Christus is die hoof van hierdie liggaam. Dankie dat ons kan weet dat ons deel is van hierdie alles wat u gemaak het. Here, en daar plekke in ons lewens waar ons baie keer voel ons nie genoeg is nie, help ons om te besef dat ons genoeg is. Here, en as daar areas in ons lewe is waar ons moet groei, waar ons nie noodwendig hierdie boodskap leef nie, waar hierdie hoop van ons losgeruk word deur allerhande gemors in ons lewens en mense wat ons toelaat om ons los te ruk, bid ek regtig, Here, dat u ons daar redding sal bring. Maak ons 'n sterker groep mense bymekaar, 'n geloofsgemeenskap wat as 'n liggaam van Christus met u as die hoof vorentoe kan leef. En dat ons hierdie hoop, hierdie evangelie, dit wat u vir ons gedoen het, na ander toe kan uitdra, met gerusstelling en met wete, dat u reeds daar was, dat u reeds daar is, en ook altyd daar sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek hoop jy het 'n ongelooflike dag, daar waar jy is. En mag jy weet, Jesus het eers vir jou die prys betaal. So kom ons gaan leef vir Christus, vir mekaar en vir ander.